Goeiemôre, groet julle vanoggend in die wonderlike naam van Jesus en dankie weer eens net vir die voorreg dat ek bietjie in God se woord in kan gaan saam met julle. En ek glo die Here gaan ons seën deur die woord en deur dit gaan hy ons gebruik om 'n seën te wees vir ander mense. Aan die einde van die dag dis hoekom ons hier is, om die Here te loof en te prys, om die Here te dien en om 'n seën te wees. En hoe doen ons dit? Deur toe te laat dat God se Gees deur ons werk en ander mense se lewens aanraak. En vanoggend wil ek graag weer 'n deel uit die Ou Testament vir julle met julle vir julle lees. Ou Testament is baie keer 'n plek waar ons nie wil gaan nie, want daar's so baie wette en daar's so baie reëls en maar daar's so baie lewenslesse ook wat ek al baie vir julle gesê het. Ons lees hierdie storie uit Genesis 33. Kyk hoe begin hierdie versie, so hy sê vir ons, en Jakob het sy oë opgeslaan, en toe hy met eens Esau sien aankom, en 400 man saam met hom, het hy sy vrou, sy kinders, sy diensknegte, almal agter hom gesit, weggesteek, want hy was bang. Hy was bang, want dinge het gebeur, en die wat die storie wil volg, en die wat die storie, bietjie van die agtergrond, ek gaan dit baie vinnig vir julle hierso verduidelik. Onthou, Jakob en Esau, tweeling wat gebore is, en die Here het 'n belofte aan hulle ma vir hulle gesê, aan hulle ma gegee, om te sê, die oudste een, Esau, sal die jongste een, Jakob, dien. En dis daai op sy eie is maar as ons die storie verder vat en hulle word groot en hulle pa is besig is op sy sterfbed. Nou is hy bietjie blind en hy's bietjie doof en ek meen hy's baie oud. En sy ma hoor dat die pa daar vir Esau sê, gaan slag 'n bok, gaan kry 'n wildstier, want ek wil bietjie van jou wildspot hê. Daai lekker wildspot wat jy kan maak. En Esau sê vir hom, dis reg, ek sal so maak, en hy gaan uit. Maar die vrou, die ma, hoor dit. En sy sê vir Jakob, ek gaan iets doen hierso. Jou pa is besig daar om te sterf. Ek gaan vir hom 'n lekker pot maak, en ek wil hê jy moet dit vir hom gaan bedien, sodat hy die seën oor jou lewe kan uitspreek. En wat sy doen, want en Esau was baie harig en alles, en wat sy doen is, hy trek die skaap, die skaapklere, die skaapvel, oor Jakob aan. Jakob gaan in na sy pa toe, en ek meen hierso, ons lees die storie, daar so Jakob gaan in, en die pa vra hom 'n hele klomp vrae en alles, en sy voel, en die pa voel, en natuurlik die pa voel hare, en hy eet. Hy twyfel 'n bietjie, maar weet, aan die einde van die dag, hier kom Jakob met die naam bedrieger. En hy sê vir sy pa, moenie worry, ek is Esau. En nadat hy geëet het, spreek hy die seën oor Esau. En hy gee vir Jakob. Hy spreek die seën oor Jakob, hy gee vir hom al sy erfenis oor hom uit. En Jakob maak klaar en hy loop uit. Esau kom so hulle sê nie vir ons nie, maar sê 'n paar ure later daaraan, en hy sê vir sy pa, hierso pa, hier is die kos wat ek vir jou self geslag het, self gemaak het. En die pa sê vir hom, maar ek het klaar die seën oor Jakob dan uitgespreek. En Esau is woedend, natuurlik, want sy hele erfenis is van hom af weggesteel, beroof. En wat sê hy vir sy broer Jakob? Ek gaan jou doodmaak. Die tyd is nie nou nie, want nou gaan ons hierso sit en ons pa gaan sterf, en dan soos die Bybel en die wette vir hulle, die woord vir hulle sê, dan moet hulle 7 dae ween, hulle moet 7 dae rou, en hy sê, na daai 7 dae gaan ek jou doodmaak, sê Esau vir sy broer Jakob. Obviously, Jakob is die mommy's boy, en hy is nie so sterk nie, en hy vrees vir sy lewe, en sy ma sê vir hom, jy beter vlug, boetie. Snaaks nie, dis die ma wat hom in daai situasie laat beland het, en is die ma wat nou vir hom sê, gaan na my broer toe,
vlug uit hierdie plek uit, want Esau sal jou doodmaak, en dit wil ek nie hê nie. En Esau en Jakob vlug vir sy lewe, en hy bly daarso, en ons ken die storie ook daar, wat hy, daar sê, Jakob werk vir Laban, Laban is daar, Laban het 'n wonderlike 2 ongelooflike mooi kinders gehad, en Jakob raak verlief op die een, en hy sê, ek wil met haar trou, en Laban sê, dis reg, werk vir my vir 7 jaar, dan kan jy met haar trou, en hy werk vir 7 jaar, en hy gee vir hom die verkeerde dogter, wie eens die oudste een, hy gee vir Jakob die oudste een. Jakob word wakker en hy besef dit is nie die een waarvoor hy gewerk het vir 7 jaar nie. Snaaks nie, weer eens. Sy naam is bedrieër. Hy het sy broer uit sy erfenis beroof. En hier kom Laban en hy beroof hom. En hy gee vir hom die oudste, sussie eerste. En dan sê hy vir hom, dis reg, maar as jy nog 7 jaar vir my werk, dan sal ek die ander een ook vir jou gee. En so eindig hy op met hierdie 2 vrouens, nee, Rachel en Lea. En hier vang ons die storie nou weer. So onthou, vir jare en jare en jare sit Jakob met hierdie gedagte in sy kop, dat sy broer Esau gaan hom doodmaak. Nou moet hy terugtrek, want hy raak te veel. En hy gaan terug, en nou vrees hy vir sy lewe, maar die Here sê vir hom, jy sal teruggaan, jy sal gaan vergifnis vra, jy sal, en die Here lê dit op sy hart, en hy gaan terug, en hierso is die ding wat hy sien. Dis die eerste ding wat hy sien, en Jakob het sy oë opgeslaan, en toe hy met eens Esau sien aankom, met 400 man saam met hom. In sy kop weet hy, sy broer gaan hom wil doodmaak. En hy steek sy familie weg. En hy gaan self, maar hy self, Jakob, het voor hulle uitgegaan, en hom 7 maal na die aarde gebuig, totdat hy by sy broer gekom het. Hy weet sy broer gaan hom doodmaak hierso. En dan kom hy daarso, en toe loop Esau hom tegemoet, en omhels hom, en val hom om die hals, en soen hom, en hulle het geween. Daarna het hy sy oë opgeslaan, en die vrou en die kinders gesien, en gesê, wie het jy daar by jou? En hy antwoord, die kinders wat God uit genade aan die dienaar geskenk het. En die slavinne het nader gekom, hulle en hulle kinders, en hulle neergebuig, en Lea het ook nader gekom met haar kinders, en hulle neergebuig, en daarna het Josef nader gekom, en Rachel en hul neergebuig. Daarop sê hy, wat is jou bedoeling met daardie hele laar wat ek teëgekom het? En hy antwoord, om guns te vind in die oë van my Heer. Maar Esau sê, ek het baie, my broer, wat joune is, laat dit joune bly. Toe antwoord Jakob, ag nee, as ek nou guns in u oë gevind het, neem dan my geskenk uit my hand aan, want juist daarom het ek u aangesig te sien gekry, soos 'n mens die aangesig van God sien, en u het behaag in my gehad. Neem tog my begroetingsgeskenk, wat u aangebied is, want God het my genade bewys, en ek het volop, en hy het by hom aangehou, sodat hy dit aangeneem het. Daarop sê hy, laat ons opbreek en verder trek, en ek sal langs jou trek. So hierdie is vir my 'n wonderlike voorbeeld om te sê, vir jare, ja, Jakob het sy broere ingedoen. Dit weet ons verseker. Maar Jakob het gevlug. Jakob wat het hy gedoen? Naderhand het hy by God gaan vra, om te sê, ek kan nie meer met hierdie mens wat ek is lewe nie. Ek kan nie, ek weet ek het iemand ingedoen. Ek weet ek het my broer ingedoen. My eie vlees en bloed het ek ingedoen hierso. Hoe kan ek met myself lewe? En hy het by God gaan vra, en God het vir hom geantwoord. God het vir hom geantwoord en gesê, ek sal jou seën, maar jy moet teruggaan. En dit was nie net 'n vinnige ding wat hy 'n foon kan optel en vir hom vra nie. Hy moes face to face met sy vrees kom. Hy moet dit in sy oë staar, en hy moet self daar versoening vra. Sien, ons wil ook daar, en ons het 'n rustelose lewe. Partykeer het ons mense ook ingedoen, of daar's dinge wat ons vrees.
En ons weet nie hoe om dit aan te spreek nie. En ons probeer, en ons het al dalk probeer, oor en oor en oor. Ek kan nou vir jou sê, ons het seker al 'n paar keer daai vrees probeer uit ons eie uitsorteer. Maar ons kom nie op daai punt waar ons dit kan doen nie. En dan sê die Here vir jou, kom eers na my toe, en op pad, op hierdie journey terug, dan praat Jakob die hele tyd met die Here, die hele tyd, en hierso lees ons in Genesis 32 vers 26, en sê hy, en dit is daar waar Jakob met die Here, met die engel van die Here gestry het, die hele aand, die hele nag deur, het hy met die Here gestry, oor die pad, oor die plek, oor die dinge wat hy moes doen. En dan sê hy, laat my gaan, want die dag het gebreek, maar Jakob antwoord en sê, ek sal u nie laat gaan, tensy dat u my seën. Toe sê hy, jy sal nie meer Jakob genoem word nie, jy sal nie meer 'n bedrieër wees nie, jou identiteit is nie meer dit wat dit was nie. Hoekom? Want jy het die Here se gesig gesoek. En dan sê hy, maar Israel, want jy het geworstel met God en met die mense en het oorwin. Sien, baie keer worstel ons met mense, hoekom? Maar ons kan terug na God toe, die bron van ons krag, die bron van vergifnis, die bron van ons wysheid, die bron van die antwoord wat ons soek, en dis wat die Here wil hê, gaan na die Here toe, want baie keer is die dinge wat ons vrees, lankal nie meer daar nie. Die Here het dit weggevat van ons af, maar ons vrees dit nog steeds en ons hardloop na wat? Ons eie oplossings toe, ons gaan nie na die Here toe. Hier gaan Jakob, hy weet, hy moet teruggaan na sy broer toe om vergifnis te vra, maar hy weet nie hoe om dit aan te spreek nie, want hy weet die laaste ding wat sy broer aan hom gesê het was, ek gaan jou doodmaak. Ek sal jou doodmaak. Dis 'n belofte, hoor my vandag, dis 'n belofte. Dis die laaste woorde wat Jakob van sy broer gehoor het. Toe vlug hy, en dis die ding wat in hom vasgesteek het. Maar op pad terug, hy het geweet, hy moet vergifnis gaan vra, en baie keer is ons ook so, nee, ons weet, ons moet vir daai persoon gaan vergifnis vra, face to face, in persoon, nie op die foon nie, nie via 'n WhatsApp nie, nee. Jy kan net vir hom sê, ek is op pad, en dis wat daar gebeur het. Jakob het sy messenger voor hom uitgestuur om te sê, ek wil met jou praat. En ding wat Jakob die meeste gevrees het, sy broer, het 'n hartsverandering gehad. Hoekom? Want God het 'n ontmoeting met hom gehad. God het 'n ontmoeting met Jakob gehad en gesê, jy is bereid om alles op te gee. Jy is bereid om te vertrou op die Here. Ek sal jou seën, ek sal versoening bring, ek sal daar toelaat dat daai haat vervang word deur liefde. Dis net God wat dit kan doen. En dit is daar waar ons baie keer ons hou vas in ons verlede, ons hou vas in die dinge wat ons vrees, en dit beroof ons van 'n wonderlike seën wat die Here oor ons lewens wil uitspreek. Dit beroof ons van die erfdeel wat God vir ons gegee het, lankal vir ons gegee het. Dit beroof ons daarvan. En die Here sê vir ons, vir jou en vir my vandag, hou op daaraan dink en daaraan vashou. Los daai dinge, los jou verlede, los die dinge, die dinge wat oor jou lewe uitgespreek is, en soek die Here, en worstel met die Here, en beklei met die Here, en wees soos Jakob en sê, Here, ek gaan nie ophou totdat U my seën nie. En die Here sal jou seën, sal situasies verander, sal die pad vorentoe vir jou wys, en jy moet net gehoorsaam wees en dit volg. So wees soos 'n Jakob vandag, waar sy naam verander het van bedrieër na iemand wat oorwin het. Bedrieër na iemand wat in oorwinning stap, oorwinning oor nie net God nie, maar ook oor mense. En dis wat dis waar ek dit wil los vandag. Mag die Here hierdie is Pinksterweek, nee. Dis 'n week van Pinksterdienste. As jy daar is by 'n kerk wat Pinksterdienste doen, dan raak betrokke. Gaan elke dag en soek die aangesig van die Here, en wees soos 'n Jakob en sê, ek gaan jou nie los nie totdat U my seën.
wees soos dit. As daar nie Pinksterdienste is nie, vind uit waar die Pinksterdienste is. Soos ons het elke aand hierdie week Pinksterdienste van 6:30 af. Maak seker jy is daar saam met ons. Dis 'n tyd om die Here se aangesig te soek, sodat die Here ons sal vul met die Heilige Gees, sodat ons 'n seën kan wees, en dat die krag van die Here deur ons sal werk om mense se lewens aan te raak. Maar dit begin by jou en by my, dat die Here ons lewens sal aanraak, sodat ons 'n seën vir mekaar mag wees. Ek groet jou daarmee, en as die Here se wil is, praat ons weer volgende week. Mag jy 'n geseënde week hê, in Jesus naam. Amen.